Nou broers en susters, ek het verlede week ek 'n preek gepreek wat so halfpad deur gegaan het en ek wil graag dit vanmôre klaar maak, maar terwyl ek dit wil klaar maak, sê die Here, ek wil net hê jy moet die tema so bietjie ook verander, want daar's ander dinge wat uit vanmôre se woord uit voortkom. En dit wat die Here vir my gesê het om te sê vanmôre is, God beweeg op gespreekte geloof, woord. Hoor nou baie meer. God beweeg op gespreekte geloofswoord. So dit wat jy spreek, as jy geloof begin spreek. Jy kan geloof bedink in jou hart, maar wanneer jy dit nie spreek nie, is die krag van die hemel nog nie in werking nie. Hoor nou mooi, jy kan dit bedink hier by jouself en dink, ek begin glo, maar voor jy sê, nou glo ek, kan die Here nie werk nie, want dit is die sleutel wat die hemelse kragtige oorvloed oopsluit. Wanneer jy in geloof begin spreek, prys sy naam. Goed, ek wil net weer 2 Petrus 1 vers 2 tot 4 vir u lees, en dit is vir my so kosbaar, maar genade en vrede, dink u genade is 'n wonderlike ding? Dink u vrede is wonderlik? Dink u dat alles wat God vir jou gee in genade en vrede kan omgesluit word? Jesus, ek dink so. Genade en vrede gee eintlik alles wat God vir jou kan gee. Want hy's genadig oor jou vleeslike lewe, jou sielsdimensie en jou geesdimensie. Sy genade en sy vrede, wanneer jy dit begin ervaar, begin jy die volheid van God ervaar. Is jy by my? Miskien my suster verstaan jy net verkeerd, nee wat ek nou bedoel het. Nee, jy hoef nie jammer te wees nie. Goed, mag genade en vrede vir julle vermeerder word. So wat? Daai genade en vrede en oorvloed vermeerder word in julle lewe deur die kennis van God en Jesus ons Here. So wat sê hy eintlik vir ons? Wanneer ons begin ervaar met kennis wie is ons God, dan begin sy genade en vrede meer raak in ons lewens. Verstaan jy dit? So wat sê hy eintlik? Ons moet God begin ken voordat ons in sy oorvloed kan begin beweeg. Is jy met my? Voordat genade en vrede kan beweeg. Immers, wie se goddelike krag? Sy goddelike krag begin in jou werk, né? Het ons alles, sê alles. Party dinge. Alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Weer die kennis van hom wat ons geroep het. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, waardeur die begeerlikheid in die wêreld is. Nadat jy die wêreld afgeskuif het, weggeskuif. Wie kan ek vanmôre, sal hulle hande opsteek en sê ek het die wêreld weggeskuif? Ek dink ons kan baie keer wil ons dit sê, maar het ons dit regtig heeltemal gedoen? Want ons kon nie by die goddelike godsvrug uitkom voordat ons die wêreld weggeskuif het in ons lewe nie. Die begeerlikheid vir die wêreld, dit wat die wêreld vir ons bied, in plaas van dit wat God vir ons bied, nee. Okay. So mag genade en vrede vermeerder in die kennis van God en die Here Jesus Christus, geïnspireer deur die Heilige Gees. Dan wil ek vir u sê vanmôre, net so 'n kort opsomming van verlede week. Die Godheid is die enigste bron. Sê bietjie saam met my vanmôre, God is my bron. Laat ek nou vir u sê, as God nie wil hê nie, sal jy nou nie werk hê nie. Dit wat van God afkom, is wat hy alles vir jou gee, en wat hy in jou lewe wil uitstort. So, God is die enigste bron, en hoe gouer jy dit in jou lewe, en selfs in jou tydelike lewe besef, dat jou salarischeck kom nie eintlik van jou baas af nie, dit kom van die enigste bron, Godheid af, hoe gouer gaan jy meer hê? Ek het dit besef, en die Here was baie goed vir my, in my lewe, prys sy wonderbare naam. Hy is die enigste bron en hy skenk my alles wat ek nodig het om in Gods vrug te lewe. Prys sy naam. Filippense 4 vers 19. My God sal voorsien in al my behoeftes na sy heerlikdom en rykdom. Gaan jy hom vir my, het ek hom daar? Nee, moenie worry nie. Dis wat hy sê.
Nou wil ek vir u sê vanmôre, dis belangrik dat ek en jy nie net God bedink en by God sit en niks praat nie. Dis nodig dat ek en jy, wat maak ons 'n wese wat met mekaar kan kommunikeer? Wat maak ons daardie wese? Twee definitiewe goed. Wat maak ons? Ons mond, ons praat en ons luister. As jy nie daardie kommunikasie netwerk van God kan gebruik nie, gaan jy nie met God kan kommunikeer nie. Is jy by my? Kan nie amen daarop sê? So wat moet ek doen? Ek moet 'n opdrag aan my mond gee om te sê, jy het 'n kind van die Allerhoogste God geword. Jy's gered deur Jesus Christus, jy's gewas deur die bloed van die lam en nou kan jy spreek wat God sê jy moet spreek. En daarom gee ek opdrag aan my mond. Mond, sê bietjie saam met my. Mond, jy moet sê wat God sê. Ja, wat God sê in sy woord, wat God sê in jou gees, wat God vir jou sê om te doen. So gee daardie opdrag. Jy kan nie positief, en dit het ek laasweek vir u gesê, jy kan nie positief bid en dan stap jy hier uit en dan spreek jy negatief nie. Dis so baie keer ons bid hier, Here Jesus, ons glo U, ons ontvang daardie wonderwerk in ons lewe en dan stap ons hier uit en dan vra my broer en my suster vir my, hoe gaan dit met jou? Ag, maar so onder die weer vandag. Is dit waar? Hoe kan jy van hierdie God verwag om jou positief te maak in gebed en jou denkwyse en jou spreekbuis daar buite negatief te maak? Is jy met my? Weet julle, ek dink mense behou baie keer wat God hulle gee net tot by daai deur. Nee, ek ook nie, my suster. Dankie dat jy saam met my staan en sê, dit wat ek hier spreek, gaan ek daar buite spreek en ek gaan die lewe van God daarvan, weet jy man, jy moet eintlik spreek asof jou lewe daarvan afhang. Dis tyd dat die kerk weer begin bid as jou lewe daarvan afhang. Ons met ons gebedjies deur die jare, sê Vader, sê geëet, laat my nommer U vergeet, ek het nie eens geweet wat ek sê nie. Maar hoe meer ek met God in verhouding begin kom, dan sê ek, daar staan geskrywe, ek is die kop en nie die stert nie, ek is bo en ek is nie onder nie, ek is 'n geseënde van die Allerhoogste God, en my God bedink die goeie dinge vir my God droom oor my. Here, dat hulle net so 'n bietjie smaak wat ek in my hart smaak vanmôre, dat hierdie kerk net so bietjie hulle geloofsmond begin gebruik en sien wat 'n wonderlike God hulle eintlik kan bid. Die Here, ek het laasweek ook vir julle gesê, ons roep die dinge wat ons nie sien nie, asof ons dit reeds sien. Is jy by my? Die onsienlike, jy roep in die onsienlike en jy sê, Here, dit wat U reeds sien in die onsienlike, bring dit in die sienlike. Halleluja. En dan sal jy sien wat se geseëndes van die Here is. En moenie nou dit net as tydelike sien vanmôre. Weet jy, wanneer die Here jou gees begin aanraak en die Here jou sielsdimensie, jou gedagtes begin aanraak, dis wanneer jy begin opgewonde raak en dan kom die ander goede net by, die koninkryk, ja. Daai goede later kom daai goed net by. Soek eers die koninkryk en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Prys die wonderbare naam van die Here. Nou wil ek net gou vir 'n oomblik stil staan. En ek het 'n beeld gesien toe ek Psalm 23 weer aan dink hierdie week. Het ek 'n beeld gesien van Dawid. Weet u, broer en suster, Dawid skryf die Psalm 23 geïnspireer deur die Gees van God. Maar weet u, ons het baie meer as wat Dawid het. En ek wil hê jy moet besef vanmôre, Dawid in 'n ingryping van God in sy lewe, die Godheid het hy in sy lewe ervaar en het begin op Psalm 23 te skryf. En ek gaan nou met u praat oor wat hy sê daar. Maar ek en u het 'n inspraak omdat ons in die Nuwe Testament, die nuwe verbond lewe waar God Jesus Christus op die kruis laat sterf. Hy het opgestaan en hy lewe tot in alle ewigheid en hy gaan na die hemel toe en hy stuur die Heilige Gees om by jou en in jou te bly, prys sy naam. Jy het soveel meer as wat Dawid gehad het. Sê dit vir die een langs jou. Ek het soveel meer. Toe u 'n kind van God word, is u bekragtig met die hele Godheid.
Weet jy, ek praat met die Here hierdie week en die Here sê vir my, weet jy wat Alwyn? Jy kan langs die grootste dam in die wêreld bly. Kom ons vat nou maar Suid-Afrika. Jy kan langs Gariepdam bly en jy kan doodgaan van die dors. Ek gee vir u 'n waarheid vanmôre, want die Here het dit in my gees, ek het dit gesien. Ek sien hoe sit ek daar, nee, en ek my lippe bars en my hele wese smag na lewe, want dis waaruit dit kom, daai water wat ek moet drink, maar ek gaan nie en ek vat nie 'n skepding om te skep nie. En dis, jy sit miskien vanmôre en dink, pastoor, jy's mos nou mal man, waar sal iemand nou langs die dam sit en nie water skep nie? Die mense doen dit in die gees. Jy sit langs die grootste bron van alles wat jy ooit nodig het, maar jy sê nooit vir hom, ek het nie nodig nie. Ek het nodig dat jy my waters van die lewe gee nie. Ek het nodig dat jy my die kos van die lewe gee nie. Jy sit en doodgaan langs die bron van God, wat God is. Ja, sê dan maar einde as jy nie wil amen sê nie. Daarom kon Dawid, hy het vir 'n oomblik het hy ervaar en ek glo, hy het dit begin spreek in geloof, sê hy, die Here is my herder. Sê bietjie saam met my, die Here is my herder, halleluja. Ek sal niks ontbreek nie. Hoekom sal ek niks ontbreek nie? Want die Here is my herder. Dawid sit daar en hy sê, die Here is my herder en ek het laasweek met u daaroor gepraat. Niks sal my ontbreek nie. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Dan kom die Here en hy sê vanmôre vir ons, my broer en my suster, wag dat die herder jou lei met sy goddelike krag en jou alles skenk wat jy nodig het vir die lewe en die godsvrug. Laat toe dat die herder jou lei. Ons is so gereeld, ag man, ek gaan sommer my eie pad loop, hè? Ja, nou is jy baie stil. Het jy al gesê, nee wat, ek sal my eie, man, ek het al mense gehoor, weet jy, 'n oom, wat my pa se broer, ek bid die Here dat hy wel reggemaak het later. Hy het vir ons altyd gesê, ek sal my eie weg uitloop. Ek sal my eie weg bepaal. En as ek eendag daar by die poorte kom, dan sal ek maar onderhandel met hom. Dis die verskriklikheid van hoe mense kan dink en hoe hulle partykeer dink. Maar die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkook. Wie het al verkook gevoel? Ek was donderig, was ek so verkook nie. Dit gevoel 'n fontein uit my uitspuit. Jy wat nie by die Pinkster is nie. Ja, daar's party Pinksteraande wat heel normaal voel en so aan, maar dan kry die Here elke jaar het ons daai een aand wat God ons omkeer. En u mis dit want u dink ag nee, wat hierdie aand was nou nie so goed nie. So gaan nie môre aand gaan nie. Die Here is vol verrassings hoor. Dan dink hy seker daar binne hom, as my kind maar net donderdag aand hier was. Die probleem is met verkoop my siel, as jy nie weet dat die Here jou siel ons probeer alles van buite af regmaak. Dink so 'n bietjie aan jouself. Ek probeer alles van buite af fix. Maar dan kom die Here en hy sê, maar hier binne in ons menswees is ons stikkend en gebreek. Buite, weet jy die groot probleem met van buite af fix is dat dit hou nie vir altyd nie. Jy kan 'n front opsit soveel soos wat jy wil, nee. Maar op die ou end, dan kom jy, dan sien die mense eintlik is jy verrot. Dis wat God sê, nie ek nie. Die Here sê ek kyk na jou nee en ek sien, jy lyk so mooi soos 'n wit gepluisterde grafsteen. Daai goed is so mooi, maar daar binne sien ek net 'n lot doodsbeendere. Want dis wanneer jy nie verkoop word deur God nie.
Dit wanneer jou siel nie by God is en jou siel nie by God skuil sodat hy jou van binne af kan genees, sodat dit ook na buite kan uitvloei nie. Die woord sê, julle was die koppie buitekant om, maar julle los hom binne vuil. Jo, sê, Here, maar dis 'n rowwe woord hierdie. Jy kan nie onbeperk voorgee nie. God wil jou vanmôre, wil God jou ingryp in sy wonderlike teenwoordigheid. God wil jou vat na die dieptes van God. God wil dat jy vanmôre sal weet die voorsiening, the provision of God is vir jou. Die Here is lief vir jou, die Here gee om vir jou. Die Here wil hê dat jy sal sê, ek weet U is 'n God wat ek kan vertrou. Sal jy bietjie saam met my dit sê? Here, sê saam met my. Here, ek weet, ek kan U vertrou. Maar sê jy dit net of glo jy dit vanmôre? Glo jy dat jy God kan vertrou vir alles wat jy nodig het, my broer en my suster? I trust in God. Ons het daarom daai lied is almal mooi lied, nê? Kom ek vat jy 'n oomblik na 'n beeld toe wat ek gesien het van groen weivelde. Wat sien jy wanneer jy groen weivelde sien? Ek gaan vir julle 'n klompie goed sê, dan kyk jy of jy die prentjies sien. Wie kan prentjies maak hierso? Jesus, dit lyk my ek is die enigste een. Kan julle prentjies sien? Ja, kan julle prentjies sien? Ek praat nie, kyk as jy vir my vra om my prentjie te teken, gaan ek sukkel, hoor. Maar hier in my gees, nee, kan ek prentjies maak, hoor. Ek kan die mooiste prentjies maak. En ek sien hoe God ons na rus toe vat, in 'n plek van rus invat, in 'n mooi sagte plek waar die grasie so sag is. Het jy al op lekker sagte grasies gekry? Vars lug. Trek so 'n bietjie asem vollig, hè. Trek so 'n bietjie vars asem wat jy kan intrek en uitblaas word. Lekker vars watertjies. Het jy al lekker vars strome water ervaar? En jy's lekker dors en jy wil hê die dors moet geles word. En ek lees hom so lek so langs die water, hè. Yes, Simon. Ek vat julle net na 'n plek toe waar God sê in sy woord. Is dit reg so? Waar my dors geles word, waar ek skoon gewas word. Ek is nou lekker, sien myself nou, ek gaan nou na hierdie lekker plek toe wat so wonderlik is, maar ek is so bietjie vuil. Dan trek ek my sommer uit en ek is so lekker in hierdie water en ek voel so lekker vars. Sien nie wat ek sien? OK, kom ons kyk nog 'n bietjie verder. Ek was my skoon, die Here was my skoon na my innerlike. Die beker word van binne en van buite word hy skoon. Hy lei my. Hy vat my na die regte pad toe, daar by groen weivelde, daar waar ek in die rus met hom is, daar begin hy vir my sê, weet jy my kind, waarheen wil ek gaan? Daar's mense wat jou nodig het, daar's mense wat my nie ken nie, ek wil jou hiervan afvat met die varsheid wat ek jou gegee het, en ek wil jou vat waar jy ander mense se lewens kan aanraak. Ek vat jou na die regte plek toe. Ek vat jou daar waar kos is, waar water is, waar lewe is, waar blydskap is, waar vreugde is, waar innerlike geluk is. Wie soek na hierdie goed waaroor ek praat? Is dit net ek wat dan soek? Here, ek soek die varsheid. Ek soek die ewige rus. Ek soek daar waar niks my jaag nie. Wie wil dit hê? Daar waar ek nie onrustig is nie, daar waar ek die rus vind, daar waar ek nie onrustig is nie, daar waar ek nie ongelukkig is nie, daar waar ek nie die seer meer beleef wat mense aan my gedoen het nie. Daar waar ek kan sê, Here, as ek hierdie rus kan ervaar, Here, spreek ek hulle vry wat my seer gemaak het, sodat ek onrustig was. En ek vat U rus. En ek vat U liefde, en ek vat U genade vir my, en ek stort dit ook uit oor hulle wat my vyande is. Ja. En die Here sny jou af om by 'n absolute stilte te kom, vry van die wêreldse geraas. Die wêreld raas te veel vir ons kerk. Wees maar eerlik vandag, nee, vandat daai TV's ingekom het in 1974, het die wêreld begin raas in jou kop en in jou lewe.
En daarna het die selfone en die rekenaars en al die goed, het soveel geraas veroorsaak, dat jy nie meer die absolute stilte van God kan ingaan nie. En ek vra jy moet by daai geraas verbykom, sodat jy die rustigheid van God kan begin ervaar in die lewe. Jy moet op 'n plek kom elke dag, waar jy dit kan beleef. Hy verkoop my siel. Vat 'n ruskans by die Here, my broer en my suster. Die lewe het 'n ritme, het jy al agtergekom? Kan ek nog so 'n bietjie preek? Die lewe het 'n ritme van dag tot nag, van slaap tot werk, van naweek tot week. Is een daai ritme of net ek? Ek is besig, dan is ek stil. Na God gewerk het hy gesê, nou moet ek rus. As die godheid nodig het om te rus, hoeveel te meer het jy nodig om te rus? Weet jy my broer en my suster, daar's 'n tyd wat jy eintlik, ek wil gou vir jy, ek gaan nie iets leer vanmôre, sê hy gaan my iets leer. Dis tyd dat jy in jou geestelike lewe elke dag 'n mini-sabbat het. 'n Mini-sabbat. Wat is 'n mini-sabbat? Dit kan 'n uur wees, dit kan 'n 2 ure wees, dit kan 'n halfuur wees, dit kan 15 minute wees. Jy moet 'n mini-sabbat hê, waar jy die wêreld afsny, en daai selfoon van jou weg, moet nie hom eers by jou sit nie. Hy moet nie eers naby jou wees nie. Die pastoor, ek sal hom som op silent sit. Sit hom weg. Want jy gaan nie in die mini-sabbat ingaan, as hy by jou lê nie. Lyk my, ek is bietjie kwaai vanmôre. Rusdag, rustyd, wat God het vir my geskep, wat ek elke dag daardie mini-sabbat moet vat, waar ons, en dan kom ons, weet jy, en daar's baie mense in hierdie lewe, hulle gooi die ruskanse weg. Ek praat met u vanmôre, kerk van die Here, ons gooi ons ruskanse weg. Nee, maar weet jy pastoor, nee, weet jy hoeveel werk het ek om te doen? As ek so bietjie minder slaap, en so bietjie minder eet, en so bietjie minder rus, dan kan ek dalk 'n bietjie meer doen. Ja, julle sit nou soos die heilige engeltjies hier voor my vanmôre. Maar wat ek nou vir u wil sê vanmôre, hoor wat die woord van die Here vir jou sê. Jy gaan net vir 'n rukkie so kan aangaan, en dan kom jy, dan staan jy soos 'n uitgewaste lap voor my en sê, ek weet nie waar is die Here nie. Niks is verkeerd met harde werk nie. O, pastoor het nou gesê, nee, ons kan maar ophou werk. Die Here Jesus het ook hard gewerk. Die Here Jesus het, ek dink die toue mense het gestaan, nee, om te wag dat hy net sy hande op hulle kan lê. En dan op die ouend voel hy uitgewas. Maar Jesus het altyd 'n mini-sabbat gehad. Jesus het altyd gegaan. Dan sê hy, Vader, ek gaan nou wegbreek. Hy het baie keer, ek dink hy het so 'n bietjie met hulle wegkruipertjie gespeel. Hardloop hy weg van hulle, dat hulle hom nie meer kan kry nie. En dan gaan hy en hy gaan, wat sê die woord? Hy het met sy Vader gaan praat. Hy het in die rus gegaan. Hy het gesê, verkoop my siel. As God dit nodig het, hoeveel te meer ek en jy? Ek het nodig, Here. Ek het nodig om by die rus uit te kom, Here. O, Here, al werk ek hard, wil ek kom op 'n plek van sabbatsrus. Ek wil toelaat dat die Herder my lei in daardie rus in. Na groen weivelde, die rustyd, spesiale tye. Weet jy wat, my broer en my suster? Soos wat slaap jou help. Wie as jy gaan slaap het, staan in die oggend op, dan voel jy sommer nou kan ek weer aangaan. My liggaam voel oké. Like, ek is baie bekommerd oor hierdie gemeente. As ek in die oggend opstaan, dan sien ek weer kans vir die dag. My liggaam sien weer kans vir die dag. Maar kom jy op 'n plek dat God deur jou worship en jou rustyd by hom op groen weivelde op die plek kom waar jou gees ook weer kan opstaan en sê ek kan weer aangaan. Daar's mense wat elke Sondag in die kerk sit.
En sorry as ek so hard is vanmôre met u. Maar ons kom sit Sondag, dan verwag jy dat die pastoor jou Sondag kan in sy rus invat. Maar as jy hier uitstap, dan het jy eintlik nog nooit rus gehad nie. Want jy kom nie self by God uit, sodat God jou kan vat in daardie plek van rus, waar jy worship hom aanraak. En nou wil ek vir u iets sê. Kan ek gou vir u iets sê? Sê maar, pastoor. Jy gaan in elk geval. Kan ek vir u sê, wanneer jy waarlik 'n pad met die Here stap, en jy's nou verbonde aan die Here, en jy laat hy jou die hele tyd aanraak, wil ek vir jou iets sê vandag. Daar's 'n belofte in sy woord, nê, dat wanneer jy miskien 'n bietjie meer tyd nou spandeer het, en gedink het, Here, nou het ek te veel tyd aan die Here spandeer, nou het ek te veel werk om in te haal. Weet jy wat sê hy in sy woord? Ek gee dit aan my beminde in die slaap. So wanneer jou hart reg is, en jy het miskien nou 'n bietjie meer tyd by die Here spandeer, en miskien nie, weet jy, daai werk vir jou kom sommer net so in plek. Mense wat teen jou so gewerk het, en mense wat nie vir jou wou doen wat hulle moes doen nie, hulle doen dit sommer dadelik. Ek het dit beleef al in my lewe, en as julle dit nie wil hê nie, whatever. Huh? Ja. Sê die Here is goed. Halleluja, prys sy wonderbare naam. Ek begin met die afsluit. Nou pastoor, ek wil ook in die geloof in beweeg. Want die groot probleem is, gooi gou vir my Hebreërs 11 vers 6 eerste op my mensie. As kan jy dit, ek gooi jou nou bietjie deur mekaar met die tekste. Ek wil gou vir u eers sê, wat staan daar? Sal u saam met my lees? En sonder geloof is dit, sê net gou weer saam met my, is dit bietjie moontlik? Ag, nou en dan sal dit dalk gebeur? Nee, onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Hoe kan ek by hom uitkom as ek nie na hom soek nie? Hoe kan ek in sy weivelde ingaan as ek nie na hom gaan soek nie? Want weet jy wat? Hy is daar. Hy is daar by die weivelde. Okay, nou, so wat sê hierdie woord vir jy? Jy moet geloof hê, anders gaan jy nie God se hart kan aanraak nie. Is ek reg? Is ek reg? Ja, okay, kom, nou lees ek Hebreërs 10 vers 22. Laat ons, sal jy saam met my lees? Laat ons toetree met volle, 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Het u dit ervaar net nou in die strome en in die pastures? En het u dit ervaar? Okay. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. Sê saam met my iets vanmôre, my God is getrou. As ek in geloof na hom toe kom, is hy getrou. Hy bly getrou, maar dit gaan nie in jou lewe kan werk as jy nie in geloof na hom toe kom nie, met geloofsversekering. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Nou het ek 'n probleem met hierdie ene. Ek het regtig 'n probleem met hierdie vers, want ek worry oor julle. En ek worry oor die kerk. Want weet jy, as ons mekaar wil aanspreek met hierdie woord, en daar's net die helfte van die kerk hierso, ek worry oor die res. Wil jy worry jy ook? Pastoor Edmund, worry jy? Daar's nog enetjie, nee. Nou verstaan ek nie, hoekom sê hy nou hierdie ding saam nie? Kom lees nou gou saam met my. Hy sê ons moet mekaar aanspoor, en pastoor moet julle bemoedig, en ek moet vir julle woord bring, maar nou sê hy iets wat julle nie doen nie. En laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim, soos baie van die so sommige, Here, hierso in die kerk moet jy miskien net so 'n bietjie ander woordjie afskryf, want ek is bekommerd oor hierdie sommige. Die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, laat pastoor maar hard praat.
En dit is te meer na mate julle die dag sien nader kom. Want ek is in 'n verskrikking hier in my gees vir ander mense. Ek weet ek is reg om die Here Jesus te ontmoet, maar is U reg? Die dag kom nader, en ja, hulle sê, nee, ag pastoor, hulle praat al 100 jaar daarvan, ek weet hulle praat al 100 jaar daarvan, maar dit is 100 jaar nader, en dan gaan 'n dag kom, want die Here is nie 'n leenaar nie, is die Here 'n leenaar? Hy het gesê, hy kom terug soos wat hy gegaan het, so my God is nie 'n leenaar nie, so, dit is nog al 100 jaar nader, my papa Fani, en hy gaan kom. Ek gaan eers daar stop, maar ek wil net afsluit met 'n man wat eintlik nie eers regtig 'n kind van die Here was nie. Daar het iets in sy gees gebeur, maar hy was nog nie heeltemal 'n kind van God nie. En hy was die hoofman oor 100. Het jy al gehoor van die hoofman oor 100? Steek gou jou hande op. Hy was 'n Romein. So, hy het begin om die beginsels van God te sien, maar hy was nog nie God se kind ten volle nie, né? Maar er gebeur iets met hierdie man. Een van sy voormanne raak siek. En hy gaan na die Here toe en hy sê, Here, ou Piet het siek geword. En die Here sê, maar goed, my ou Romeintjie, ek sal daar na jou huis toe kom, dan sal ek bietjie kom vir hom kom help. Hy sê, nee Here, hoor nou mooi so wat sê hierdie man. Wat het ek vir u gesê? Ons moet geloof hê om God te behaag. Die woord het dit gesê, nee. Hierdie man sê, Here, u hoef nie na my huis toe te kom nie. Ek weet nog nie alles van u nie. Ek miskien nog nie eens 'n ondervinding nie, maar iets weet ek, u kan maar net 'n woord sê. Dan sit die kerk wat kinders van die Here is, en ons glo nie om 'n woord te sê nie. En glo nie dat die Here dit sal doen nie. Hierdie man het geloof, hier het iets gebeur hier in sy gees. Hier het 'n stirring plaasgevind, waar hy sien, maar hierdie man is 'n man van God. Hierdie is die seun van God. Hy moes dit 'n openbaring van God gekry het. En hy het 'n groot verwagting in die waarheid van God. En weet jy wat doen hy? Hy proklameer die beloftes van God. Hy sê, as hierdie God is, nee, dan sal hy net 'n woord sê, en dit sal gebeur. Hy weet dat die God sy bron is. Hy het geloof, en hy weet, my geloof draai die sleutel van die hemel, om 'n begin 'n stirring te maak. Weet jy, het jy dink vir 'n oomblik wat gebeur? Ek wil hê jy moet sien gou weer saam met 'n prentjie. Hierdie man staan daar en geloof begin te werk, en hy sê vir Jesus, spreek net 'n woord. Wat het hy begin doen? Hy het geloof begin in sy, en met sy geloof wat begin werk, en Jesus wat 'n woord spreek, begin die hemel te draai. Die hemel word oopgesluit, en daar begin 'n wonderwerk te vloei, en soos wat daardie man terugstap na sy huis toe, het die wonderwerk voor hom uitgegaan, en toe kom hulle aangehardloop en sê, jou diensknegt ou Piet is gesond. As jy God wil behaag, moet jy in geloof begin spreek. Wanneer jy in geloof begin spreek, dan sweef die gees van God, en wanneer daar die woord gesê word, begin dit sê, laat daar lig wees. Laat daar oorwinning wees. Laat daar finansiële krisisse weg wees, in Jesus se naam. Laat daar die mense wat beklei in hulle huis, laat hulle vreugde en vrede begin hê. Halleluja. Here, U sal die atmosfeer skuif. U sal begin roer in die hemel, wanneer ons begin spreek, en sê, so sê die Here. So sê God se woord. En God se woord bekragtig my, in U wonderbare naam. Wie soek dit vanmôre? Staan saam met my op. Staan saam met my vanmôre. Here, ek soek 'n verhouding met U.
Sê saam met my, ek soek 'n verhouding met U, Here. Ek soek die lewe van God. Ek soek die rus van God. Ek wil ingaan en by groen weivelde gaan lê. Ek wil langs die strome van waters van lewe wil ek gaan sit, Here. Ek wil my wegskeer van die wêreld en sy geraas en ek wil by die stilte van God kom. Halleluja. O, Here, ek wil in U arms gaan lê, Here. Ek wil op U skoot gaan sit, Here. Ek wil hoor hoe U met my praat, Here, en hoe ek met U praat, Here. Ek wil 'n kommunikasie mens word wat kommunikeer met die lewende God. Prys die wonderbare naam van die Here. Halleluja. Halleluja. Wie glo dit nie? So as jy dit glo, steek jy hand saam met my op. En dan sê jy saam met my die volgende. Die Here is my herder. Niks. Sê niks. Sê niks. Sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Here, hoe kan ons so mis? Hoe kan ons so uitmis met 'n God wat soveel het om te gee? Ek bid dat niemand wat in hierdie kerk sit vanmôre hier sal uitgaan en weer sal uitmis nie. Maar dat hulle mini-sabbat sal gaan hou môre. Dat daar tyd sal wees wat hulle by God gaan sit en begin ervaar hoe God hulle aanraak. En begin besef hoe my gees geroer word, hoe die varsheid van vars water deur my vloei, hoe die kosse van God se woord my laat opgroei en sterk raak in Jesus. Halleluja. We love you, Jesus. Vat hierdie volk van U, vat hierdie gemeente op 'n nuwe plek met U, sodat hulle U sal ken. Sê net saam met my iets, dat ek U kan ken, Here. Ek wil U ken, Here. Ek wil U ken. Wat het jy daar vir ons om te sing? Halleluja. Halleluja. Hierdie klink vir my so mooi. Wat is dit wat jy